Goeiedag en baie welkom by nog 'n episode van Leeflig saam met my Janine Bevelou-Manders. In die vorige 6 episodes het ons eerlik gekyk na die redes waarom jong mense die kerk verlaat. Ons het gepraat oor oppervlakkigheid, gebrek aan behoort, irrelevantheid, wantroue, generasiegapings, eksklusiwiteit en die invloed van kultuur. Maar vandag verander ons die toon. Ons gaan ons fokus verander. En nie net vaskyk in die statistieke van jong mense wat loop nie. Ons gaan kyk na diegene wat bly. Maar die waarheid is, die kerk is nie besig om 'n verlore stryd te veg nie. Inteendeel, wêreldwyd sien navorsers, jeugwerkers en predikante iets verrassends. Jong mense is nie noodwendig klaar met God nie. Baie van hulle is wel klaar met oppervlakkige geloof, maar hulle hunker steeds na betekenis, egtheid, gemeenskap en hoop. Die vraag is dus nie, hoe kry ons jong mense terug kerk toe nie? Die vraag is, hoe word die kerk weer 'n plek waar jong mense kan behoort, groei en dien? Hierdie episode gaan oor hoop en oor praktiese riglyne vir kerke wat met jong mense wil werk. Een van die grootste mites is dan nou, die jonger generasie stel nie meer belang in geloof nie. Dis eenvoudig nie waar nie. Baie studies wys vir ons die teenoorgestelde. Navorsing toon jong mense is steeds oop vir spiritualiteit, vir Jesus, vir gemeenskap en betekenisvolle gesprekke oor geloof. Hulle verwerp nie noodwendig Christus nie. Hulle verwerp dikwels 'n kerklike ervaring wat oneg, koud of irrelevant voel. In baie plekke sien kerke selfs nuwe openheid onder jong volwassenes, veral wanneer kerke eerlik, nederig en relasioneel funksioneer. Dis ongelooflik belangrik om te verstaan, jong mense soek nie perfeksie nie, maar hulle soek egtheid. Hulle vra nie, is julle cool genoeg nie? Hulle vra, is julle eg? Baie kerke werk onbewustelik met die idee, glo eers reg en dan behoort jy. Maar in 'n post-Christelike wêreld is die pad na geloof dikwels behoort eers en glo dan later. Jong mense ontdek geloof dikwels binne verhoudings. Die studies wys dat diep, egte gemeenskap een van die grootste redes is waarom jong mense in 'n kerk bly. Nie programme nie, nie rookmasjiene nie, nie beter beligting nie, maar verhoudings. Jong mense wil mense hê wat hulle name ken, wat onthou wanneer hulle eksamen skryf, wat vra hoe dit gaan en wat na hulle stories luister sonder om onmiddellik te oordeel. Die kerk se grootste bediening aan jong mense is dalk nie programme nie, maar mense. Een van die sterkste bevindings in die navorsing is dat jong mense, jong volwassenes, die kerk verlaat wanneer hulle voel hulle word soos kinders behandel. Baie jong mense bestuur projekte by die werk, hulle neem groot besluite, hulle dra verantwoordelikheid, maar dan kom hulle by die kerk en dan mag hulle net stoele dra. Kerke wat jong mense behou, gee vir jong mense betekenisvolle verantwoordelikheid. Dinge soos om die aanbidding te lei, om te help met besluitneming, om te dien op bedieningsspanne, om jonger kinders te mentor, om te help met visie en strategie. Jong mense wil nie net die toekoms van die kerk wees nie. Nee, hulle wil deel wees van die kerk nou. Jong mense wil eerlike gesprekke hê. Want as jy daaraan dink, nie, hulle leef in 'n wêreld van geestesgesondheidskrisisse.
Hulle beleef 'n identiteitsstryd. Hulle ervaar ekonomiese druk, geweld, seksuele verwarring, sosiale media druk. Hulle het nie nog oppervlakkige antwoorde nodig nie. Hulle het veilige ruimtes nodig waar hulle kan vra en vrymoedigheid het. Die navorsing wys dat jong mense nader aan geloof beweeg wanneer kerke ruimte maak vir eerlike vrae sonder vrees of skaamte. Die kerk hoef nie op elke vraag perfekte antwoorde te hê nie. Maar die kerk moet veilig genoeg wees vir die vraag. So wat gee ons hoop? Jong mense verlang steeds na betekenis. Ons leef in 'n tyd van geweldige leegheid. En tog wys navorsers dat Gen Z is diep besig met vrae oor identiteit, doel en betekenis. En die wonderlike is die evangelie spreek presies daardie honger aan. Die kerk hoef dus nie 'n nuwe evangelie te skep nie. Die kerk moet die ou evangelie geloofwaardig leef. Wanneer jong mense egte liefde en geregtigheid en hoop en genade sien, reageer hulle altyd positief. En een van die verrassendste ontdekkings is dat baie jong mense ook nie net by hulle eie ouderdomsgroep wil wees nie. Interessant genoeg is hulle verlang na mentors en families en geestelike ouers, mense wat saam met hulle leef. En dis waarom die kerk 'n unieke geskenk het, 'n familie van generasies. Die kerk moet nie jong mense net in 'n saal wegsteek nie. Die kerk moet hulle in die hele liggaam integreer. Navorsing wys dat mense ontwikkel 'n sterker geloof wanneer hulle dien. Wanneer jong mense kos uitdeel, kinders bedien, musiek maak, gemeenskapswerk doen, uitreikprojekte aanpak, ontdek hulle, ek is nodig, ek het waarde, God kan my gebruik. Verbruikerskristendom hou jong mense nie lank nie, maar missie doen dikwels. Hier is 'n paar praktiese idees wat kerke reeds hierdie maand kan begin doen. Die eerste een is, bou kleiner gemeenskappe binne die groter kerk. Jong mense floreer in kleiner ruimtes, soos kleingroepe, mentorskap, koffiegroepe, Bybelstudies, diensspanne. Sonder alleen bou selde diep disippelskap. Tweedens, luister meer as wat ons praat. Gaan drink koffie met 'n jong mens en vra, wat laat jou hier bly? Wat maak jou moedeloos? Wat verlang jy van die kerk? En dan, luister sonder om verdedigend te raak. Die kerk moet ophou om net antwoorde te gee en ons moet begin vra. Want luister is die eerste stap om die reg te verdien om gehoor te word. Derdens, fokus miskien minder op vermaak en meer op egtheid. Jong mense kan iets wat kunsmatig is of oneg is vinnig ryk. Hulle hoef nie 'n perfekte kerk te sien nie, maar hulle wil 'n eerlike kerk sien. 'n Kerk wat om verskoning vra, kwesbaarheid wys, menslik is, Christus ernstig opneem. En dan nommer 4, gee vir jong mense mentors. Een volwassene wat werklik omgee, kan 'n jong mense lewe verander. Nie net predikante nie, gewone gemeentelede. Mense wat luister, aanmoedig, bid, opdaag, teenwoordig bly. En die 5de riglyn, help jong mense om God prakties te beleef, nie net in teorie nie. Help hulle om te bid, help hulle om te dien, om stilte te beoefen, Bybel te lees, om saam te worstel, geloof uit te leef in die werklike wêreld. Jong mense soek nie net inligting nie. Hulle soek transformasie, verandering.
En ons as kerk moet ophou dink jong mense is 'n projek. Jong mense is mede-disippels, mede-werkers, mede-erfgename van God se koninkryk. Ons moet nie net vir jong mense bedien nie, maar saam met hulle. En dalk moet ons dit hardop sê. Die jonger generasie is nie net 'n probleem om op te los nie. Hulle is 'n geskenk om te ontvang. En miskien voel baie kerke moedeloos. Miskien kyk julle soos ons na leë banke. Miskien onthou julle toe daar meer jong mense was. Maar onthou dit. Jesus het nog nooit sy kerk verlaat nie. En jong mense is nie so ver van God af as wat ons soms dink nie. Hulle verlang steeds na waarheid, na behoort, na hoop, na liefde, na betekenis, na Jesus. Die vraag is, sal die kerk 'n plek wees waar hulle dit kan vind? Want wanneer die kerk luister, liefhet, ruimte maak, jong mense vertrou en Jesus geloofwaardig leef, gebeur ongelooflike dinge. Die kerk moet soos 'n put wees waarheen mense aangetrokke voel, eerder as 'n heining wat mense uithou. Daar is hoop vir die kerk en daar is hoop vir jong mense. Baie dankie dat jy saam geluister het en dit is my gebed dat jy ook uit hierdie episode hoop geput het vir jouself, vir jou kerk en vir ons jong mense. Tot volgende keer. Onthou, leef lig.